Alright. Nou wat ons hier gaan lees is eintlik die skepping. En wat het wysheid daarmee te doen? Vader het dit toegepas. Hy het die aarde in wysheid geskape. En nou sien ons die laster as ons sê, nee, dit het deur miljoene jare soos 'n pot gekook en poeps, daar spring 'n aardbol uit. En son en sterre en diere en mense, net deur miljoene jare. Wat sê ons? Is dit wysheid? Hulle noem dit toeval. En ons wat gelowiges is en baie sogenaamde Christene in die wêreld, klim op dieselfde bootjie en ry saam en sê ja, deur miljoene jare. En ons weet nie wat ons doen nie. Dit was nie deur miljoene jare. Hoekom sê hulle miljoene jare? Want daar is dinge wat ons in die natuur sien wat ons nie kan verklaar nie, maar as ons 'n onbepaalde tyd daaraan kan koppel en die resep van toevalligheid toepas, dan is enigiets moontlik en dan het hierdie goeie self ontstaan. En dan sê ons, okay, ja, deur miljoene jare kan dit seker wees. Iemand het eendag net 'n vergelyking vertel en van hoe toevallig toeval moet wees om dit te kan regkry. En die illustrasie is nie eens so moeilik soos die skepping nie. En wat hy gesê het is, as jy 1000 bobbejane vat en jy sit hulle op die maan en jy gee vir elkeen 'n tikmasjien en jy leer hom om die papier in te voer en hy tik. Hy kan nie lees nie, hy kan nie skryf nie. Hy slaan net daai keyboard en daar's 1000 van hulle. En hulle slaan en hulle slaan en hulle slaan en dit is miljoene jare sit hulle daar. Dan gaan dit toevallig op 'n oomblik, boeps, van bladsy 1 tot bladsy hoeveel een van William Shakespeare se boeke presies reg uittik volgens hoe hy dit geskryf het. Toevallig. Dis hoe onmoontlik toevalligheid is. Wat is die kans? Miljoene, der miljoene, der miljoene. Hulle gaan nie eens 1 jare. Hulle gaan nie eens 1 Engelse woord tik nie. Wat nog van die hele boek? Hulle het geen verstand nie. Hulle slaan net daai sleutelbord. Dis onmoontlik. Maar die feit dat die aarde ontstaan het en dat lewe op die aarde ontstaan het en dat voortplanting op die aarde gebeur het, is moontlik. Enige iemand wat dit sê, is sonder verstand. Hy trek 'n wit jas aan, hy sit 'n dik bril op, hy noem homself professor, almal hang aan sy lippe, maar hy is die grootste dwaas wat op die aarde loop. Jy kan maar net vir hom lag, want 'n sotheid wat uit sy mond uitgaan. En hy laster teen die Almagtige. Wat sê die Almagtige? Kom ons kyk, vers 22. Jahwe het my berei as eersteling van sy weg, en ek is wysheid, en ek is verstand. Voor sy werke van ouds af, van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af, wysheid. Toe daar nog geen wêreldvloed was nie, is ek gebore. Toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie. Voor die berge ingesink het, oor die heuwels is ek gebore. Toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie. Toe hy die hemel berei het, was ek daar. Toe hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed. Toe hy die wolke daarbo bevestig het. Toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het. Toe hy vir die see sy grens vasgestel het, dat die water sy bevel nie sou oortree nie. Toe hy die fundamente van die aarde vasgelê het. Klink hierdie na toeval? Wat is die teenoorgestelde van toeval? Iemand het wysheid en verstand gebruik om hierdie goeders tot stand te bring. Maar dis nie 'n mens nie. Dis iemand baie groter, dis iemand bonatuurlik, met baie wysheid en baie verstand. Vers 30. Toe was ek 'n kunstenaar naas die Almagtige, naas die Skepper, 'n kunstenaar. Nou loop ons in die natuur, dan sê ons, is dit nie pragtig nie? Jy staan bo op 'n berg en jy kyk in hierdie vallei af en jy sê, wat 'n kunswerk. En dan kom die idiotiese professor en hy sê, ja, die toeval daarom. En dan sê jy, nee, dis die Skepper se kunswerk deur wysheid en verstand. Stefan.
Dit is baie interessant dat ons juis hierdie sien hoe Vader vir ons hierdie neergeskryf het, dat ons kan sien wat die wysheid is. En daar's twee maniere hoe ons hierdie wysheid, wil ek amper sê, kan bekom, is om dit hier te kry waar dit vir ons opgeskryf is, of soos Job. Ons het nou gesit en kyk hier by Job, hoofstuk 38 sê, daarna het Jahwe Job uit 'n storm geantwoord en gesê, wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Gord dan jou mond soos 'n heup en dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. Dan begin Vader af sê van, waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Wie het sy afmetings bepaal? Jy weet dit mos. Of wie het daaroor die meetsnoer gespan, waar sy fundamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gerê? Dis baie dieselfde as hierdie wat ons nou net gelees het, hier van vers 22 af. En die mooi is, wanneer Job dan begin sien wat aangaan, wanneer Job so 'n bietjie insig begin kry, by 39 vers 36 sê, toe het Job Jahwe geantwoord en gesê, kyk, ek is te gering. Wat kan ek jy antwoord? Ek lê my hand op my mond. Eenmaal het ek gespreek, maar sal nie meer antwoord nie. Ja, tweemaal, maar ek sal nie voortgaan nie. En dan by 40, dan gaan Vader aan, dan sê hy, Jahwe het Job uit 'n storm geantwoord en gesê, gord jou heupe aan soos 'n man. Ek sal jou ondervra en onderrig jy my. Wil jy werklik my reg verbreek, my veroordeel dat jy gelyk kan hê? Het jy dan 'n arm soos God en kan jy donder met die stem soos hy? Versier jou tog met heerlikheid en hoogheid en beklee jou met majesteit en glorie. Giet jou torenstrome uit, kyk na alles wat hoog is en verneder dit, dan gaan dit aan. En dan by hoofstuk 42 is waar alles bymekaar kom binne in Job. Dan sê hy, en Job het Jahwe geantwoord en gesê, ek weet dat hy alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie. Hoor tog en ek sal spreek. Ek sal u ondervra en onderrig u my. Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oë gesien. So dit lyk vir my of ons so dikwels so graag soos Job wil leer, terwyl ons dit nie nodig het nie. Die Gees is by ons. Hoekom kan ons nie so Salomo leer nie, maar ons wil gaan leer elke keer soos Job? Ja, baie dankie Stefan. Baie kosbaar. En wat beteken dit? Wat is die plotsom van Job? Vader is slimmer as ek. Job het die hele tyd homself verdedig. Ja, maar wat? Ja, maar wat van dit? Nee, maar wat van dit? Tot Vader vir hom gesê het, okay, nou leer jy my. En nou vat dit my weer terug na hierdie oomies met jas en die dik brille toe wat vir ons vertel hierdie goede toevallig ontstaan. Ek dink Vader gaan hulle almal in een vertrek by mekaar maak. Hulle sê, okay, leer julle my. Vertel vir my hoe het die skepping gebeur. Hulle monde gaan net oopval en dan gaan nie 'n klank uitkom nie. En hulle gaan sê, wat 'n dwaas was ek. Ek het gedink dis 'n speletjie. Ek het gehou van die aansien. Ek het gehou van die mooi huis waarin ek gebly het by die universiteit vir my gegee het. Ek het gehou van die fancy kar. En ek het al hierdie nonsens gepraat, maar ek het nie eintlik gedink daar gaan gevolge wees nie. Daar gaan. En wat sê Stefan nou vir ons? Moenie die pad van Job stap voordat jy by die punt kom wat jy sê, Vader, leer u my. Nou praat ek vanaand net van die skepping. Wat van al die ander? Hoekom wil ons hom so graag voorsê? Hoekom wil ons hom so graag help en vir hom sê, wat is die evangelie nou eintlik? Nee, Vader, nie dit nie, dit. Gaan hy ingee? Gaan hy verander? Gaan hy sê, ja, jy het 'n punt beet? Hy gaan nie. Dit is wat hy is. Sy uitverkorenes was uitverkies voor die grondlegging van die aarde. Die pad van saligheid vir die uitverkorenes was bepaal voor die grondlegging van die aarde. Kan dit nou verander? Kan ons voorskryf? Kan ons sê, ja, dit is so, maar daai bietjie gaan ons verander? Ons kan nie. Ons kan nie. Kan ons ooit besef dat ons dit nie kan doen nie? En dan kom waar Job was om net te sê, Vader, leer u my. Vergewe my dat ek u wil voorsê.